Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Soos wat ons dink vanoggend oor leierskap en die regte tipe leierskap wil ek hê ons moet net dink oor leierskap. Leierskap het in die laaste 100 jaar ontplof. Dit het 'n veld geword in sy eie. Ek bedoel alles van boeke, konferensies, besighede wat jou net oplei, hulle doen net leadership training. Daar's motivational speakers wat letterlik al hulle geld maak deur net praatjies lewer oor leierskap. Alles het net ontplof in terme van wat leierskap is vandag. CEO's vandag, die grootste CEO's vandag, hulle kan nie net slim besigheidsmanne wees nie. Hulle moet ook experts wees op leierskap. En natuurlik, in die laaste paar jaar was hierdie space nogals regtig beïnvloed deur die kerk. Baie van die leierskapboeke wat jy sal sien is deur gelowiges geskryf. Maar die kerk is ook beïnvloed deur hierdie beweging. Daar is natuurlik die Global Leadership Summit, die GLS, die grootste, dit word beskou as die wêreld se grootste leadership event. Oor die 400,000 mense woon dit by elke jaar in 135 verskillende lande. En wat die summit doen is dit stel leiers en kerke al vir jare bloot aan die nuutste, beste leadership theories. En wat hulle doen is hulle vat juis die beste kerke, die mense van die grootste, beste kerke, wat sê hulle oor leierskap, maar wat hulle ook doen is hulle vat die grootste, nuutste, fancyste besighede. En hulle sê, wat kan ons leer uit hulle van lede? Wat sê Amazon oor leierskap? Wat sê Google oor leierskap? Ek het gaan kyk en die sprekers by die GLS is almal experts. Almal founders van iets. Almal is letterlik, hulle almal is 'n best-selling author. Daar is nie een wat nie 'n best-selling author is van iets nie. Meeste van hulle is CEO's van iets. Ek het al 2 GLS's bygewoon, dit was besonder. Van die goedes wat ek daar geleer het, pas ek toe. Daar's soveel dinge wat waardevol was, maar soos wat ek gedink het aan hierdie teks, en soos ek gedink het aan leierskap en hoe leierskap net ontplof het in die laaste 100 jaar en hoe dit die kerke beïnvloed het, was my vraag net hierdie. Hoe lyk dit vir ons om as kerk, hoe lyk dit vir ons om te leer by Google oor leierskap? Hoe lyk dit om te leer by Google oor leierskap, efficiency en productivity en om daai goeders hier in die kerk toe te pas? Hoe lyk dit vir hierdie twee wêrelde om saam te smelt, die besigheidswêreld en die kerkwêreld en hierdie beginsels, om in die kerk sy werk half te doen, sienende dat ons beoog om twee baie verskillende goeders te bereik. En daar is soveel navorsing, soveel boeke oor leierskap wat vir ons probeer sê hoe leierskap moet lyk. En gedeeltelik luister ons, daar's waarde daar, hoor my, daar's waarde daar. Maar hier is die vraag. Hoe lyk dit vir die kerk die lig van hierdie dinge? Nie oor die algemeen nie. Hoe lyk dit spesifiek vir die kerk om beïnvloed te word deur hierdie dinge? Ek het 'n boek wat my besonder gehelp het met hierdie preek. Paul David Tripp het 'n boek geskryf, Lead. En hy praat oor die duisende pastore wat elke jaar val, die duisende kerke wat in allerlei gemors betrokke raak. Elke jaar. En hy sê hierdie is 'n quote wat ek saam met julle lees. Hy vra net hierdie vraag. En ek dink hierdie vraag is so behulpsaam vir ons per inleiding. Hoor wat sê hy? Hy sê, could it be that we have structured local church leadership, the way leaders relate to one another, the way we form a leader's job description, and the everyday lifestyle of leadership community, that it may be contributing factors to pastoral failure, to the rise and fall of leaders, personality cults, church splits, and leaders burning out, and so forth. In kerke, hy praat vir kerke.
Could it be that we are looking to the wrong models to understand how to lead? Could it be that we have become so enamored with corporate models of leadership that we have lost sight of the deeper gospel insights and values? Hierdie is die vraag wat ons hopelik kan beantwoord en kan sien wat Paulus vir ons sê vanuit 1 Korintiërs 3. So ons gaan na 2 punte kyk om hierdie vraag te beantwoord. Nommer 1 sê Paulus vir ons in vers 10 tot 17, bou versigtig. Hy sê bou versigtig want jy het een fondasie. Daar's net een fondasie. En punt nommer 2, bou versigtig want van natuur steen julle op julle eie wysheid, op wêreldse wysheid. So net daai 2 punte. Daar's net een fondasie en van natuur steen ons op wêreldse wysheid. So kom spring sommer reguit in die eerste punt in. Paulus sê bou versigtig want daar's net een fondasie. So die eerste ding wat ons sien soos wat ons hierdie teks lees is Paulus verander die prentjie. Laasweek het Paulus vir ons gepraat van 'n plaas, 'n veld. Die kerk is 'n plaas, die opbrengs, die arbeiders, jy weet party plant, party water, God alleen gee die groei. Maar kyk nou in vers 10, hy verander die prentjie. Hy sê, according to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid the foundation, ek Paulus, but someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So Paulus het die fondasie gelê, die prentjie is nou anders, ons is nou bouers, ons is nie meer arbeiders op die plaas nie. En dit maak sin, hy het die kerk geplant, hy het die fondasie gelê. Maar nou kom ander mense en hulle bou op sy fondasie en dis reg. Hy het geen klagtes nie, dis hoe dit moet wees. Anders soos Apollos moet water waar Paulus geplant het. Ander moet bou waar hy die fondasie neergelê het. Maar wie is die bouers? Interessant genoeg, ons lees in die hoofstuk net hierna, in hoofstuk 4 vers 15, sê Paulus vir die Korintiërs, hy sê, for though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. So hy praat hier van countless guides, jy het 'n eindeloos hoeveelheid gidse wat besig is om julle te lei in julle kerk. So die wat verder bou is nie net leraars soos Apollos nie, daar's baie leraars, daar's baie gidse. Daar's baie wat bou in Paulus se afwesigheid op sy fondasie. So hy praat met enigiemand wat in die posisie is waar hulle verder bou. Enigiemand met invloed, enigiemand 'n ligpuntjie onnie. 'n Gesinsgroepleier, 'n beraader, iemand deel van die personeel, 'n ouderlinge. Ons is gidse. Ons lei die kerk, ons bou op 'n fondasie. Natuurlik in vers 10 sê hy vir die bouers aan die einde van vers 10, let each one take care how he builds upon this foundation. Gou van die ADV, elkeen moet egter oplet hoe hy daarop bou. Let op hoe jy daarop bou. Hierdie prentjie is hierdie bouer wat versigtig is. Hy vat sy werk verskriklik ernstig op. Hy gaan kyk na sy planne 2 of 3 keer voor hy 'n steen neerlê. Hy dink mooi oor elke stap, hy vat sy tyd. Hoekom is hy so versigtig? Vers 11. For no one, dit link vir ons, for no one can lay a foundation other than that which was laid for us, which is Jesus Christ. Dis hoekom jy moet versigtig bou, want die fondasie is Jesus. Dit het nie eintlik vir my sin gemaak nie. Ek weet nie of julle dit lees soos ek het gelees het nie, maar dit het nie vir my eers sin gemaak nie. Bou versigtig, want daar's 'n spesifieke fondasie. Fondasie is met al gelê, ek moet nou maar net. Hoe kan 'n spesifieke fondasie die rede wees vir hoekom ek versigtig moet bou? Dit het nie vir my sin gemaak om te sê, wees versigtig watter vensters jy gebruik in die gebou nie, want die fondament is Jesus. Of wees versigtig watter tipe dak jy bou, of watter tipe teëls jy gebruik, of waar jy kamers wil sit. Waar wil jy jou stoep sit? Wees versigtig voor jy daai dinge doen, want die fondament is Jesus, is Christus. So die interessante ding is, en hierdie het my oë so 'n bietjie oopgemaak vir die teks. Vir die teks. Dit maak net sin vir Paulus om dit te sê. As die fondasie, die vorm en die kwaliteit van die hele gebou moet beheer, dan maak dit sin. Hy sê vir die bouers, kyk heeltyd terug na julle fondasie toe.
En elke stap kyk heeltyd terug na julle fondasie toe. Dan maak jy jou besluit oor hoe jy gaan bou. Paulus bind aspres die bouprojek met die fondasie. Die fondasie is belangrik want in Christus vind ons fundamentele beginsels wat die res van die bouprojek moet beheer. Dis wat dit beteken om oplettend en stadig elke baksteen te kies in hierdie bouprojek. Hoe challenge die evangelie hierdie nuwe inisiatief waarmee ons besig is? Wat vereis die evangelie van my as leier, soos dat ek hierdie nuwe ding aanpak? Soos dat ek hierdie persoon disipel, soos dat ek hierdie gesinsgroep lei, soos dat ons as ouderlinge hierdie besluit moet neem, of deur hierdie seisoen gaan. Hoe beïnvloed die evangelie? Hoe is die evangelie 'n veilige fondasie vir ons om op terug te leun en om besluite te maak soos wat ons verder bou? John Piper het an amazing quote oor hierdie fondasie wat Jesus is. Lees hier saam, hy sê, "There's only one foundation, Christ. And who he is controls the shape and the quality of the church." In other words, what Paul is doing with this new image of the church as a building is the same thing he did with the image of the church as a field. He is exalting Christ as absolutely superior. Not only is he at the bottom of it all, holding it up, but his influence must be utterly pervasive. Everywhere you turn in church, wherever anybody is teaching anything or building anything, we must see the mark of Jesus Christ. Whatever lifts up Christ is true greatness, gold and silver and precious stone. And whatever detracts from the fullness of his truth is wood, hay, and stubble. Die fondasie van die kerk kan nie wees hoeveel mense ons hier wil hê op 'n Sondagoggend nie. Die fondasie kan nie wees dat ons soveel geld moet maak om deur hierdie jaar te kom nie, of dit kan nie eers wees dat hierdie is 'n lekker, verskriklike begaafde persoon wat ons lei nie. Dit kan nie. Dit kan nie een of ander corporate model wees van hoe om hierdie ding te doen nie. Dit kan nie. Dit kan nie die nuutste leadership theory wees nie. Dit kan nie die fondasie wees nie. Die fondasie alleenlik moet Jesus wees. Handelinge 4 vers 12. Deur niemand anders is daar verlossing nie. Deur niemand anders is daar verlossing nie. Geen ander naam onder die hemel is vir die mensdom gegee wat hulle kan verlos nie. Net Jesus se naam. Daar's nogals iets baie interessant hier. Paulus gaan dan en hy praat van hierdie verskillende materiale. En dis verseker 'n spektrum, ek weet nie of jy dit kan sien nie. Hy begin met goud en hy eindig met gras en strooi. Weet, dis goud is verseker die beste en dan soos 'n spektrum van goed na sleg. Hy wys vir ons, dis wat hy vir ons wys. Hy sê daar is goeie bouers en daar is slegte bouers. Hy sê dit, ons moet dit hoor. Anders dan gaan ons nooit vra of ons 'n slegte bouer is, ons moet weet, daar is slegte bouers. Wat God se kerk bou. Of dis jy bou met goud, dis duur, dis kosbaar, dis tyddrowend. Soveel so neer 'n brandende vuur kan dit vernietig nie. Of dis cheap. Dis vinnig, dis lui, dis gras. Nie eens dink aan 'n vuur nie, 'n windjie kan dit kom omblaas. In die konteks van hierdie hoofstuk en natuurlik als waaroor ons praat van om leiers te verhef en om ons hoop in hulle te sit. In die konteks van dit alwaarna hierdie kan verwys, hierdie materiale. Alwaarna dit kan verwys is hierdie. Dit verwys na hoeveel of hoe min ons toelaat dat die beginsels van die fondasie van Christus die res van die bouprojek beheer. Hoe minder jy toelaat dat die fondasie die res van die bouprojek beheer, hoe meer bou jy met gras. Hoe meer beweeg jy na om te bou met goud. Ons bou met gras wanneer ons te veel maak van onsself en ons leiers. Ons bou met gras wanneer ons te veel maak van die wysheid van die wêreld en toelaat dat daai beginsels beheerend hier word. Maar ons bou met goud wanneer ons Jesus in alles verhef as ons enigste hoop. Sê vers 13 tot 15 praat dit hier van hierdie oordeelsdag. Hier kom 'n vuur. God gaan al ons werk brand.
So te sê, en dis nie 'n oordeel van sonde nie, hierdie neem aan, julle is gered, vers 15, julle gaan gered word, die aanname is, Jesus het julle gered, maar julle werk gaan geoordeel word. En hierdie tipe evaluering is, ons love it in kerke. Ons love it om mekaar te evalueer, om te sê, dis goed, dis goud, dis silwer, dis gras. Ons het allerhande opinies van wat goed is vir ons. Waarna kyk ons? Ons kyk na hoe suksesvol is iemand. Hoe charismaties is hy? Hoeveel mense het hy al bereik? Is hy 'n doener? Kry hy dinge gedoen? Hoe goed kommunikeer hy? Sien hy my? Kom hy by my uit? Gee hy om vir my as individu? Al hierdie dinge. Maar op die einde van die dag, letterlik aan die einde van die dag, wanneer die Here ons werk om oordeel, vra hy net een vraag. Hoe groot is Christus? Hoe groot is Christus? Hoeveel van jou gebou bestaan uit Jesus? Hoeveel van jou gebou was beïnvloed deur jou fondasie? Enigiets anders, jou naam, jou prestasies, jou volgelinge. Jy kan baie mense hê in 'n kerk. Duisende kerke het duisende mense. Dit's maklik eintlik om 'n groot groep volgelinge te kry. Maar die vraag is nie hoeveel volgelinge, hoeveel mense in die kerk, die vraag is hoe diep is hulle in Christus? Dis die vraag. Die res gaan alles wegbrand. Ek wens 'n bietjie meer tyd te spandeer, maar daar's nog een groot challenge hier op hierdie punt. En iets wat ons moet raak sien. Lees vers 16 en 17, net gou saam met my op julle blaadjies. Hierdie is die gebou wat Paulus in gedagte het. Do you not know that you are God's temple? And that God's Spirit dwells in you. Nie as individu nie, hy's hier, die Gees van God. God is hier in ons midde. If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple. Die Here kan net iemand vernietig wat nie in sy seun Jesus vertrou vir verlossing nie. En so, al hoe mens 'n slegter bouer kan wees, as iemand wat bou met gras, cheap, vinnig, kry dit agter en by, al hoe jy nog slegter kan wees as dit, is om te bou op 'n heeltemal nuwe fondasie. Gooi Jesus net uit. Jy bou op sekulêre sielkunde. Bou op die health and wealth gospel. Bou op die Ou Testament se wette en dit as die basis vir jou redding. Bou op daai goed. Of bou op jouself. Hoe klink Johan van Aswegen International Ministries? Bou op jouself. Twee dinge gebeur wanneer jy die fondasie wegvat. Wanneer Jesus vernietig die fondasie, dan vernietig jy die kerk. Dit is nie meer 'n kerk nie. Dit word van een of ander social of motivational of money-making club. Dis wat dit word. En dis okay, laat hulle aangaan met wat hulle doen, dis wat hulle wil hê. Jesus is weg, dan is dit nie meer 'n kerk nie. Maar tweedens, is 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing, as jy verantwoordelik is vir dit, God is passievol oor sy kerk. Hy het 'n brandende liefde vir sy kerk. As jy veroorsaak dat Jesus nie meer as fondasie van die kerk is nie, dan gaan hy jou vernietig. So, kom ons bou versigtig. Kom ons gaan terug na die plan toe, soveel as wat ons moet, terug na die fondasie toe, soveel as wat ons moet. Kom ons bou versigtig, want ons het net een fondasie. Jesus Christus. Dit bring ons na die tweede punt toe, bou versigtig. So dis nog steeds die tema, dis nog steeds die groot opdrag, bou versigtig. Want van natuur steun julle op wêreldse wysheid. Hoor wat sê Paulus in vers 18 en 19, julle kan saam my volg op julle blaadjies. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is folly, is foolishness to God. So kom gou saam met my. Verbeel julle gou. Julle staan voor die gekruisigde Messias. Daar hang hy. Hy hang met spykers deur sy hande.
kaal. Jy kan nie sy vel sien nie, dis net bloed. Daar hang hy. Kaal, swak, verneder, absoluut verneder. Daar, jy hoor hoe spot die soldate hom, hoe lag hulle vir hom. Jy sien hoe die een 'n sponsie vol asyn vir hom gee. Spottend, hy's dors, gee hulle vir hom asyn. Jy hoor hoe loop die mense verby en sê, haha, kry jouself af, jy's mos koning, jy's mos God. En jy dink by jouself, jy sien hom daar, jy dink by jouself, hoekom beklei hy nie terug nie? Hy het al hierdie wonderwerke gedoen. Hoekom gebruik hy nie net daai krag om hierdie Romeine in hulle plek te sit nie? Hoe kan hy toelaat dat hulle hom so kaal verneder voor almal? Hoe kan hy toelaat dat hulle hom so hanteer? Hy's koning van die Jode. Hy's God. Wees eerlik met my, soos wat jy dit sien. Wees eerlik met my. Sou jy gesê het, dis die redder van die verlore mensdom. Sou jy gesê het, dis die mensdom sy enigste hoop in lewe of in dood. Daai persoon, daai godmens wat daar hang, so verneder. Wat so voor gelag word. Wat homself nie eers van die kruis kom afhaal nie. Sou jy gesê het, dis die redder van die wêreld. Nee. Daar is nie 'n manier nie. Jy sou nie. Want in ons eie wysheid, in die wysheid van die wêreld, in die wysheid wat van natuur, wat maklik kom, dis ons default, mis ons God se wysheid. Is dit nie die punt wat Paulus hier probeer maak nie? Ons wil van natuur nie op hierdie fondasie bou nie. Want dit lyk swak. Dit lyk asof dit nie werk nie. Dit lyk foolish. Ons is soos karre wat so wheel alignment uit is. Het jy al ooit op 'n lang trip gegaan en dan jy klim net op die N1 en jy begin lekker net op 'n reguit pad kom en dan begin jy besef jou kar gaan net heeltyd links. Heeltyd, hy gaan net heeltyd links. Heeltyd dryf jou wiele jou van die pad af en as jy vir 'n oomblik nie oplet nie, beland jy in die bosse. Dis ons natuur, dis hoe sonde ons beïnvloed. Dis hoe wysheid, die wêreld se wysheid ons beïnvloed. Ons wheel alignment ons uit. Ons wil net heeltyd links gaan. So wat moet ons doen? Jy moet juis ophou probeer om reguit te ry. Dit gaan nie werk nie. As jy wheel alignment is, dan moet jy eintlik in die teenoorgestelde draai. Jy moet regs begin gaan en dan moet jy jou stuurwiel maar nou so vashou. Dan gaan jy nou maar reguit. Kyk wat sê Paulus, if anyone think you are wise by the standards of this age. As jy dink jy gaan reguit. Jy is besig om links te gaan. Jy is besig om van die pad af te ry. Jy dink jy's okay, as jy 1 graad af is dan eindig jy nie by jou bestemming. Jy is besig om van die pad af te gaan. So wat moet jy doen? If you think you are wise by the standards, become fools. Draai regs. Doen wat onnatuurlik voel. Dit voel verkeerd om so te ry op die pad, maar dan gaan jy reguit. Become fools that you might become wise. Laat gaan van wat jy dink reg is. Ons moet so intentioneel bewus wees van ons neiging, dat ons die stuurwiel radikaal regs hou om reguit te kan gaan. En dit gaan onnatuurlik voel. Dit gaan onnatuurlik voel. Ons moet so laat gaan van ons neigings om te wil vashou aan die goeie, wyse standaarde van hierdie wêreld. En as prins die stuurwiel hou in die teenoorgestelde rigting. Hoor hoe praat Paul Tripp weer in hierdie boek Lead van hierdie neiging in ons. Hoor hoe beskryf hy dit? Dit is so goed, dit is 'n quote, julle kan dit saam lees. Hy sê, here is the reality that should sober every one of us. There is sin in every church and ministry leadership community. Because sin still resides in the heart of every leader. So either we are denying our sin to ourselves and hiding it from others. Opsie 1, daar is sonde, ons kan nie wegkom nie. So of jy steek dit weg, or we are admitting its presence to ourselves and confessing it to others.
Net een van daai twee kan waar wees van ons as 'n gemeenskap. Of ons steek dit weg, of ons is besig om dit te bely. But, if the acceptance and the respect of fellow leaders, or of the most powerful leader in the room becomes more important to us than honesty within ourselves, before God and in relationship to one another, we give room for sin to germinate, grow and take control. Perhaps one of the most dangerous yet seductive temptations to pride in leaders is the desire to appear to fellow leaders as though they lead as being more righteous than they actually are. Communities where leaders fall are often communities in which humble confession is not encouraged. It's not only not encouraged, it is silenced by a whole range of unspoken fears, one of which is the fear of one of which is the fear of that greater fear for leaders than fear of God. A vrees that it's rooted in the wisdom of the world, nie in ons eie wysheid nie. Nie in die wysheid van God nie. Sonde is in ons natuur. Hoor wat sê Paulus in vers 18. Do not be deceived. Daar's 'n leuen nie, daar's iets wat jou blind maak. Wat ons blind maak is die feit dat ons dink sonde nie meer 'n realiteit is waarmee ons moet sit. Soveel moet sit dat ons beplan daarvoor. Ons werk daarvoor dis absolute realiteit. Dit moet hier wees, want dit is hier. Dit kan nie hier wees nie, dan steek ons dit weg. Leierskap wat nie lewe met die realiteit van sonde elke dag nie, is 'n leierskap wat meer bekommerd is oor ons reputasie as oor eerlikheid voor God. Om te bou op Jesus, om te herbou op die ware evangelie, op die fondasie wat Jesus is om te begin by stap 1. Ons is sondaars. Ons is sondaars. Ons neig links, met alles in ons, neig ons links. Dit beteken, geestelike leierskap is anders as enige, dis anders as enige ander leierskap. Leierskap in die kerk is anders as enige ander leierskap. Ons word so in die werksplek, deur konferensies, deur boeke, die idee gegee, dat goeie leierskap is om juis sterk te lyk. Dis goeie leierskap. Goeie leierskap, ek is sterk, ek is in beheer. Kyk, ek weet wat aangaan. Ek het al die antwoorde. Kom na my toe. Ek is 'n goeie leier, ek het al die antwoorde. Ek is die expert. Jy wil nie vir enige iemand moet ooit respek verloor vir jou nie. So jy laat nooit toe dat enige iemand ooit sien hoe swak jy regtig is nie. Dis wêreldse wysheid. Dis leierskap van natuur. Geestelike leierskap is anders, want jy hoef nie die expert te wees nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy moenie perfek wees nie. Inteendeel, jy begin by stap 1, jy erken ek is 'n sondaar. Geestelike leierskap is anders. Become fools. If you think you are wise by the standards of this age, become fools. Geestelike leierskap sien sonde as 'n werklike, elke dag se realiteit waarmee ons moet deel. Dis 'n tipe leierskap wat sê, hier is my swakhede. Dis geestelike leierskap. Hier is my swakhede. Hier is my sonde. Hier is my tekortkominge, hier is my insecurities, hierdie is wie ek is. Sien my in al my sonde. Ek is 'n sondaar. Kyk, ek is 'n fool. Ek het nie al die antwoorde nie. Inteendeel, ek het nie al die antwoorde nie. Hierdie is geestelike leierskap. In die lig van alles wat waar is van my, kyk hoe lief is Jesus vir my. Kyk sy genade vir my ten spyte van my. Kyk hoe werk sy genade in en deur my. Kyk hoe werk sy kruisdood vir my. In my sonde. Kyk hierdie liefde van hierdie redder, Jesus Christus. Dis geestelike leierskap. Kyk hoe swak is ek en kyk hoe mooi is hy. Ek lei 'n gesinsgroep.
Ek het 'n gesinsgroep in die aanddiens. Net soos baie van julle wat gesinsgroepe lei. Hierdie is wat Paulus van julle vra, van my afvra vanoggend. Weet die mense in ons gesinsgroep, weet hulle van ons sonde? Van dit waarmee ons sukkel, ons huweliksprobleme, weet hulle? Weet hulle dat julle voel soos mislukkings van ouers? Weet hulle julle bid nie genoeg nie? Weet hulle julle lees nie genoeg Bybel nie? Weet hulle daar's groot dele van julle lewe waar julle sukkel om die evangelie te glo? Of hou jy terug want jy kry skaam? Want as jy terughou, dan gaan dit vir jou oor wat hulle van jou dink. Wil jy iets wees in hulle oë? Wil jy perfek wees? Wil jy al die antwoorde hê? Ons moet erken dat dalk sê ons net niks nie. Maar ons moet erken dat alhoewel ons nie uit sal kom en sal sê, kyk, ek wil nie julle met my sonde sien nie, want ek kry 'n bietjie skaam. Ons sal dit nooit sê nie, maar ons moet erken wat ons sê deur niks te sê nie, ons sê baie deur niks te sê nie. Wat sê ons deur niks te sê oor ons swakhede nie? Ons skep dieselfde idee, ons skep hierdie idee dat ek gekies is om leier te wees omdat ek dit reg kry. Ons word geroep in hierdie teks om te bou op die fondasie van Jesus wat die wêreld gered het in sy swakheid, in sy dood. Ons word geroep om in ons swakheid, in ons sonde, om dit vir mense te wys en vir hulle te wys hoe ons vertrou in Jesus om ons te red ten spyte van daai gebrokenheid. Ons word geroep om vir ons mense te wys hoe ons beklei vir Jesus se genade in ons eie sondes. Nie dat ons dit reg kry nie. Ware geestelike leierskap lei mense selfs. Hulle lei mense selfs wanneer hulle vir hulle bely, ek sukkel om die evangelie hier te glo. Ons mense moet sien hoe sukkel ons. Anders dan gaan dit nooit oukei wees om gebroken te wees nie. Anders dan gaan dit nooit oukei wees om 'n sondaar te wees nie. Ons mense moet sien hoe ten spyte van wat ons sukkel om te glo en al ons tekortkominge, ons nog steeds vashou aan die evangelie want ons is ons enigste hoop. Ons mense moet dit sien. Want dan gaan dit oukei wees vir hulle om hulle gebrokenheid vir jou te wys. Om te lei vanuit jou swakheid, vanuit jou sonde, vanuit jou gebrokenheid, dit is om God te vertrou met groei. Laasweek se preek. Want jou mense gaan sien, jy is nie die antwoord nie. Dis om te lei vanuit foolishness. Want dit maak nie vir ons van natuur sin, dat in my swakheid God gaan werk nie. Dat God sy naam gaan groot maak nie. Hierdie tipe geestelike leierskap kan net waar wees van ons in Jesus. Jesus alleen kan die vaste rots en die veilige plek wees vir ons. Net wanneer ons vas staan op hom as rots, kan ons in die chaos van ons lewe uitgaan en uitgooi. Ons kan vir almal sê, kyk, dis chaos hier binne. Want ek staan vas op Jesus. Voel veilig in hom. Hy gee vir ons die sekuriteit om te kan lei vanuit ons swakhede af, vanuit ons gebrokenheid. Want wanneer ons as leiers op diep besef dat hy al ons sondes vergeef het, dat hy werk ten spyte van jou, dat hy elke dag besig is om jou te hernie, dat hy nog steeds weet dat elke liewe sonde wat jy al ooit gepleeg het, verlede, nou, toekoms, alles is op die kruis. Net dan, in daai veiligheid, net dan, kan ons fools maak van onsself. En hom die ware redder maak van mense. Ligpunt, ons moet die harde werk doen om te kyk na ons strukture. Om te kyk na hoe ons gesinsgroepe lei. Na die kultuur wat ons geskep het oor die laaste paar jaar. Ons moet kyk hoe ver links het ons nou maar reg geneig. Ons moet dit weet. Ons moet daai vraag vra.
Ons moet daai moeilike werk doen, sodat ons die trots en die onafhanklikheid en die weggesteekte sonde, sodat ons daai gewoontes kan breek. Dat ons daai strukture kan afbou en dat ons kan herbou op die ware en enigste fondasie, Jesus Christus. Dit is wat dit beteken om God te vertrou vir groei. Om nie in jouself te vertrou nie. Inteendeel. Ek wil afsluit met hierdie woorde. En een of 'n challenge. In 1 Korintiërs 2, ons het dit al gedoen. Ek wil julle herinner aan hoe het Paulus gelyk? Hoe het Paulus gelyk toe hy by die Korintiërs aangekom het? Toe hy die kerk geplant het? Lees hierdie saam met my, 1 Korintiërs 2:2-5. Kyk wie was hierdie man. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but hierdie is waar die krag gelê het in sy swakheid. But in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Ligpunt, hierdie is wat God se woord vir ons vanoggend sê. Dit is oukei vir ons om 'n gebroke kerk te wees. Ons moet dit nie net sê nie. Dit is oukei vir ons om 'n kerk te wees vol sondaars. Dit is oukei vir ons om deur 'n moeilike seisoen te gaan. Hoekom? Want vir die eerste keer dryf God ons na die einde van onsself toe, sodat ons op wie moet vertrou? Sodat wie se naam weer groot gemaak moet word? Jesus se. Jesus se. Amen. Kom ek sluit af en bid vir ons. Magtige God en Vader, U is so genadig. Vader, ons bely, ons dryf links. Ons vertrou in ons eie wysheid. Ons probeer die antwoord wees op elke probleem. Vader, nederig ons as gemeente. Vader, dryf ons tot die uiterste waar ons hoop opgee op ons af en finaal en al sê, no more boasting in human leaders, no more boasting in men, no more boasting in myself, net Jesus. Dryf ons na daai plek toe. Vader, help ons om ons stuurwiel so te draai dat dit onnatuurlik voel, maar dat ons swakheid bely, ons nederigheid bely, dat ons terug kan kom, Vader. En weer reguit kan ry. Bid dit als in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.